Hallo en baie welkom. Vandag kyk ons na 'n redelik rare mediese toestand en dit begin alles met iets wat jy dalk nie eers sal agterkom nie, 'n klein pynlose knoppie in jou nek. Stel jou gou voor, jy voel eendag so 'n knoppie. Dis varm, glad, jy kan hom so van kant tot kant skuif want hy wil nie op en af nie. Nou ja, dit kan 'n hele paar dinge wees, né? Maar vandag kyk ons na een spesifieke moontlikheid. En dis een wat regtig fascinerend en nogal skaars is. Ons praat hier van die carotis liggaamtumor. Party mense noem dit 'n hemodectoma. En ja, ek weet, die oomblik as 'n mens die woord tumor hoor, dan skrik jy. Maar, en dis 'n groot maar, die oorgrootte meerderheid van hierdie goed is goeiedaardig. Hulle groei ook sommer oor jare en jare baie stadig. Okay, so om hierdie hele ding te verstaan, moet ons eers by die begin, by die bron. En dis 'n klein, maar ongelooflik kragtige orgaantjie wat basies jou liggaam se ingeboude suurstofsensor is. Dis die carotis liggaam. En glo my, sy rol is absoluut deurslaggewend, al het die meeste van ons nog nooit eers daarvan gehoor nie. En as ek sê klein, bedoel ek regtig klein. Dink aan 'n ryskorrel. Dis min of meer hoe groot hy is. En hy sit presies daar waar jou hoofslagaar in jou nek soos 'n ei split. Die ligging is natuurlik geen toeval nie. Dis eintlik briljant. Dis die perfekte plek om die bloed wat na jou brein toe gaan, fyn dop te hou. Die beste manier om hieraan te dink is soos die oxygen sensor in jou kar. Daai klein dingetjie wat heeltyd die brandstofmengsel dophou om seker te maak jou engine loop seepglad. Wel, dis presies wat die carotis liggaam doen, maar vir jou. Hy hou die suurstof in jou bloed dop en maak seker jou liggaam se engine bly perfek ingestel. Dis soos 'n klein maar superkragtige reguleerder. Die oomblik as jou suurstofvlakke 'n bietjie daal of jou koolstofdioksied styg, stuur hy dadelik 'n noodsein na jou brein toe. En die brein reageer, haal vinniger asem, pas die bloeddruk aan. Dis 'n heeltemal outomatiese, lewensreddende meganisme wat 24/7 werk. Goed, maar wat gebeur as hierdie belangrike klein sensor self 'n probleem kry? Wat dan? Wel, dit bring ons by die volgende stap. Die ondersoek. Hoe vind dokters uit dat een van hierdie skaarstumore daar skuil? Kyk, met die meeste knoppe is die eerste ding wat 'n dokter wil doen 'n biopsie, reg? 'n Stukkie weefsel vat om te toets. Maar met hierdie een, absoluut nie. Dis 'n groot nee. Die diagnose hang heeltemal af van sien, nie van voel of sny nie. Hulle gebruik hoë tegnologie beelding soos ultraklank, CT-skanderings of MR-angiogramme. Dit gee hulle 'n haarfyn prentjie sonder om enigsins naby die ding te kom. En die rede hoekom 'n biopsie so 'n slegte idee is eintlik baie eenvoudig. Hierdie tumore is propvol bloedvate. Dis basies 'n bondeltjie are. As jy 'n naald daar indruk, kan jy massiewe, en ek bedoel massiewe, onbeheerbare bloeding veroorsaak. Die risiko's soos om kritieke senuwees daar naby te beskadig is net heeltemal te groot. Maar dokters het 'n slim visuele leidraad om na te soek. Soos die tumor groei, druk hy homself soos 'n wig tussen die twee takke van die slagaar in. En wat gebeur? Hy druk hulle so saggies uitmekaar. As jy dan na 'n angiogram kyk, lyk dit presies soos die snare van 'n antieke lier. Dis 'n klassieke teken, amper onmiskenbaar. Okay, so as hulle eers weet is daar, gebruik die chirurge 'n stelsel dat die Chamberlain-klassifikasie genoem word. Dis basies om te sien hoe moeilik die operasie gaan wees. Tipe 1 is die maklikste. Die tumor is klein en sit los van die are. Maar 'n tipe 3, dis 'n heeltemal ander storie. Dan het die tumor die slagare heeltemal omvou en dis 'n reuse chirurgiese uitdaging. So jy kan sien, hierdie stelsel is absoluut krities om die operasie te beplan. So, ons weet nou wat dit is en hoe dokters dit opspoor. Dit bring ons by die eintlike groot vraag, né? Wat doen ons nou daaraan? Wat is die oplossing? Kom ons kyk na die pad na behandeling. Vir hierdie spesifieke tumore is daar regtig net een goue standaard. Een hoofbehandeling wat werk. Chirurgie moet uit. Hulle moet uit. Maar wag 'n bietjie. As die ding so stadig groei, hoekom die haas? Hoekom nie maar net wag en sien nie? Wel, dis nogal eenvoudig. Om 'n klein tipe 1 tumor uit te haal is soveel veiliger en makliker as om te sukkel met 'n groot tipe 3 monster wat al om die senuwees en bloedvatte gegroei het. Vroeër is beslis beter. Dit is die sleutel tot 'n goeie uitkoms. Nou, chirurgie is plan A. Dis die beste opsie, maar dis nie die enigste opsie nie. Vir pasiënte wat om een of ander rede nie geopereer kan word nie, kan straling gebruik word. Dit genees dit nie, maar dit kan die groei stop of vertraag. Iets wat egter belangrik is om te weet, chemoterapie. Ongelukkig werk dit glad nie vir hierdie tipe tumor nie.
Goed, kom ons vat gou 'n oomblik en som alles op. Wat is die belangrikste goed wat jy moet onthou oor hierdie hele storie? Kom ons plaas alles in perspektief. Eerstens, wie kry hierdie goed? Wel, vir die meeste mense, so 80%, is dit heeltemal sporadies. Dit beteken, dit verskyn net sonder enige duidelike rede. Dan is daar so 10% van gevalle waar dit in families loop. En die laaste 10%? Dis interessant, dit word gekoppel aan 'n chroniese tekort aan suurstof, soos mense wat op baie hoë hoogtes bly. En hierdie is nie iets wat ons gister ontdek het nie. Ons begrip hiervan het oor eeue ontwikkel. Dink daaroor. Die eerste keer beskryf in 1743. Die eerste suksesvolle operasie in 1903. En toe, in 1971, daai deurslagwende Chamberlain-sisteem wat chirurge vandag nog help. So, die vinnige feite wat jy moet onthou. Hulle groei stadig, hulle is baie selde kwaadaardig. Hulle gee gewoonlik geen simptome nie, behalwe vir daai knop. En anders as party ander tumore, skei hulle baie nooit hormone af nie. Hulle is nie funksioneel, soos die dokter sê. En nou vir die beste nuus. Dis dalk 'n ingewikkelde operasie, maar in die hande van 'n ervare span is die sterftesyfer minder as 0,5%. Dis ongelooflik laag. Dit wys jou net hoe belangrik dit is om na 'n spesialis te gaan wat weet wat hulle doen. So op die ou end, laat dit 'n mens nogal dink, né? Hierdie piepklein orgaantjie, hierdie stille waker van ons asem, dis net nog 'n herinnering aan hoe ongelooflik kompleks en dikwels onsigbaar die menslike liggaam is. Wat anders is daar nog binne in ons wat stil sy werk doen en wag om ten volle verstaan te word? Dankie dat julle saam geluister het.